Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, is die 7de Julie, die jaar 2026. Weer eens, my naam is Danie Gerber, maar ek is opgewonde, Jesus Christus is koning, hy is die Here en hy bly Jesus. Dit maak nie saak hoe mense van hom sê en wat van hom dink nie, hy bly die koning, hy bly God en daar is niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag wil ek 'n gedeelte lees hierso uit Matteus 8 uit, vanaf verse 28 en dit gaan oor 'n bietjie is die Here welkom. So kom ons gaan lees bietjie en dit gaan oor die besetenis van Gadara. En toe hy aan die oorkant kom in die land van Gergeseners, ek hoop ek sê dit reg, het twee duiwelbesetenis hom ontmoet wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie. En met een skree hulle en sê, wat het ons met u te doen, Jesus, seun van God? Het u hier gekom ons voor die tyd te pynig? En ver van hulle af het 'n groot trop varke gewy, en die duiwels het hom gesmeek en gesê, as u ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke te vaar. En hy sê vir hulle, gaan. Toe gaan hulle uit en vaar in die trop varke in, en daar storm die hele trop varke van die kraans af die see in en kom in die water om. En die wagters het gevlug, en hulle het in die stad gekom, het hulle alles vertel, ook wat met die besetenis gebeur het, en kyk, hierdie hele stad het uitgekom, Jesus tegemoet, en toe hulle hom sien, smeek hulle, dat hy hulle gebied moet verlaat, hy moet weggaan. En nou kom ek vra, is die Here welkom in jou dorp? Is die Here welkom in jou huis, in jou gesin? Is hy welkom om in jou lewe te bly? Of as daar iets gaan gebeur, dan gaan jy ook eerder voel dat die Here moet gaan. Die Here is nie nou welkom in my lewe. En ek is nog so jong, ek wil nog my lewe geniet. Ek het nie nou tyd vir die Here en vir al sy dinge en goeders nie. Want dan beteken dit, ek moet ontslaa raak van my afgooitjies. Ek moet ontslaa raak van 'n paar demone wat in my lewe is. Ek moet so 'n bietjie hierdie duiwel wat in my is, moet ek ontslaa raak van. Party mense is nogal gemaklik met hulle demoontjies binne in hulle en hulle duiweltjies wat hulle rondjaag. En dan hierdie dorp het gekom, hierdie mense het gesê, dis te erg vir ons. Ons was baie gelukkig geweest. Hulle kon nie eens op die pad verbyloop by die begrafplaas, as ek dit so kan sê, want hierdie besetenis het hulle heavy aangeval. En hierdie mense was tevrede met dit. Hulle was bang, hulle het vrees gehad, maar hulle is tevrede om met hulle vrees te lewe. En hoeveel van ons is nie ook maar nog tevrede om in vrees te lewe nie? Want ons wil nie nou vir die Here toelaat in ons lewens nie. Is die Here welkom in jou huis, in jou lewe? Of gaan ons ook maar nog eers vir die Here sê, gaan weg, verlaat ons gebied, ons het nie nou lus vir u nie. So ek en jy het 'n keuse om te maak. Hierdie sê die Here, hy dwing nie homself af op mense nie. En hulle het hom gevra, verlaat ons gebied, en die Here het gegaan. So dis dieselfde, as jy nie die Here nie wil toelaat in jou lewe nie, hy gaan hom nie self forceer op jou nie. Jy het 'n keuse, ek het 'n keuse om te maak. Here, kom woon in my. Here, kom haal uit, kom brand uit wat nie van u af is nie, en kom maak my skoon. 'n Keuse. So kom ons bid en ons vra die Here om ons te lei, om ons te help, sodat ons 'n regte keuse sal maak. Amen. Halleluja, Abba Vader. Here, weer eens net baie dankie vir die woord. Ja, Here, al lees ons net hierdie gedeelte van hierdie duiwelbesetenis wat die mense bang gemaak het en vrees op hulle gesit het, Here, en u gekom het en met die spreek van 'n woord het jy dit uitgedryf in 'n varke in, en hulle is by die kraans af en hulle het omgekom. Here, hoeveel te meer wanneer ons u aanroep, sal u kom en u sal goed uit ons lewens uitdryf en dit verwyder. En Here, laat ons nie soos hierdie mense sal maak en sê, verlaat ons gebied, gaan net weg van ons af. Here, ons wil nie nou met u iets te doen hê nie. Maar Here, ons sal u innooi en sê, Here, kom maak ons skoon. Kom maak ons vry, sodat ons nie vrees sal hê nie. Ons loof en ons prys en ons eer u groot en heilige naam. En ons sê vir u dankie daarvoor. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan leef vir Jesus Christus, en moenie die Here wegwys nie. Nooi hom in jou lewe, en julle moet 'n geseënde Dinsdag hê. God bless.